boodskap vanoggend, waaroor bekommer jy jou so? Hoekom laat ons toe dat 'n situasie of 'n gebeurtenis ons so ontstel, dat ons slapelose nagte het? Ja, ons hoor van die oorloë. Ons het vanoggend gesels daaroor. Maar ons hoef ons nie te bekommer nie, want God is met ons, halleluja. Hoekom bekommer jy jou so? Weet jy hoekom bekommer jy jou so? Die antwoord is voor die hand liggend, omdat ons net mens is, halleluja. En ons lewe in hierdie teenswoordige wêreld. Dinge om ons gebeur, die lewe gebeur, en ons kan niks daaraan doen nie, net God kan, halleluja. Een woord van die Here en hy kan alles stop wat besig is om verkeerd te loop in hierdie wêreld. Een woord van die Here en hy kan ons wegvat in die hemel in, waarop ons hoop is en waarop ons wag elke dag. Ons gaan steeds, omdat ons in hierdie wêreld is, van tyd tot tyd, die geneigtheid toon, my liewe suster, om ons te bekommer oor die dag van môre. En moet nie vir my sê, jy is nie bekommerd nie. Ons almal is bekommerd, maar ons ken die een. Die een wat alles is, halleluja. Ons ken God, die hemelse Vader, Jesus, die koning, die prins in ons lewens. En ons het die Heilige Gees om ons te lei en ons te help. Jy sien, want bekommernis bring negatiewe emosies in ons lewens in. En dit oorweldig ons denke so geweldig. Dit is so groot, dat ons niks anders kan dink nie. Het jy al getoets, as jy oor iets bekommerd is, dan is dit heeltyd in jou gedagtes, is dit nie so nie? En jy wil heeltyd daaroor praat, en dit pla jou so geweldig, en as jy op jou bedjie gaan lê, dan kan jy nie slaap raak nie. Of as jy iewers sit en jy wag vir iemand, of jy lees iets, dan stop dit net in jou, jy raak nie bewus van hierdie probleem wat so op jou hart lê, want jy bekommer jou so geweldig daaroor. Dis daarom dat bekommernisse ons onproduktief maak, sodat ons nie vorentoe kan beweeg nie. Hoe sê ons altyd, 1 tree vorentoe, en 3 tree bekommer ek my terug. My liewe suster, ek kan vanoggend vir jou sê, deur jou te bekommer, gaan nie jou uitstaande rekeninge betaal nie. Deur jou te bekommer, droog dit nie trane af nie. Deur jou te bekommer, sal jy nie jou werk kan bou nie. Dit hou nooit 'n gesin by mekaar nie. Bekommernis sit nie kos op 'n tafel nie. Bekommernis doen net mooi niks. Dit vernietig net jou lewe. Want bekommernis is nadelig vir jou, my liewe suster. Dit vergiftig jou gees en dit vergiftig jou liggaam. Maar dank die Here Jesus Christus, wat vir ons 'n plan het, 'n oplossing het, om hierdie probleem van bekommernis en vreesagtigheid oor die dag van môre te kan oorkom. Dis jou Bybel blaai na Matteus 6 toe. Ons hoef ons nie te bekommer nie, want Jesus is met ons, halleluja. Ek is eerder met hom in my bootjie, in 'n groot wilde see, as sonder hom in my bootjie. Want hy sal my end uitbring aan die ander kant. Vers 25 sê, daarom sê ek vir julle, en luister maar, dis Jesus wat hier praat. Moenie julle kwarrel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Sê ek is meer werd as enigiets op aarde. Sê dit dan. Ek is meer werd. Wie tog onder julle kan leer om te kwel, een elk by sy lengte voeg. En wat wel jy oor klere? Let op die leerings van die veld. Hulle groei, hulle arbeid nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, Jesus sê vir ons vandag, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed wees soos een van hulle nie.
wel nie, sê Jesus. Moenie julle bekommer nie. Hy gee 'n opdrag vir ons. En as jy bekommernis in jou lewe het vandag, is jy ongetwyfeld ongehoorsaam aan die woord van die Here. Ja, jy is mens, maar jy moet vertrou op 'n lewende God. Halleluja. Hy is die een wat die bekommernis kan wegvat en die antwoord kan stuur. In Filippense 4:6 beveel die Here ons oor niks besorg te wees nie. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ons het sopas kans gehad om voor die Here te staan, om te loof en om te prys oor dit wat hy in ons lewe doen hierdie week. En dit maak my bekommer as mense dit nie doen nie, want dan weet ek, die Here het niks vir hulle die week gedoen. Dis daarom dat as ons by mekaar kom, die naam van die Here loof en prys met ons liede en sy naam groot maak, dan kan 'n mens nie stil staan nie. Jy moet praat met die Here. Jy moet sing van sy grootheid. Jy moet vir hom sê, dankie Here vir dit wat U my gegee het. Dankie Here, ek weet U gaan vir my nog steeds dit gee wat ek nodig het om hierdie lewe te doen. Jy sien, wat as ons onnodiglik bekommerd is, dan veronagsaam ons God se opdrag aan ons en ons is ongehoorsaam aan hom. Weet jy wat, God is ernstig as hy beveel dat ons nie moet bekom nie. Jy sê, ja, dit is maklik om te sê, pastoor, maar dit is ook moeilik. Ja, ons verstaan dis moeilik. Maar kom ons luister na God se woord. Kom ons staan op sy beloftes. En hy sê dat ons nie moet besorg wees nie. Dan bedoel hy dit wat hy sê. En hy verwag dat ons sy woord en sy beloftes moet gehoorsaam. My broer en suster, dit beteken dat ons niks moet doen nie. Wanneer ons deur 'n moeilike situasie gaan, ons besorgd is oor iemand oor iets nie. Ons kan nie ons kop so 'n volstruis in 'n gat druk en maar hoop vir die beste nie. Ons moet reeds, my broer en suster, in sulke situasies proaktief optree en God sal sorg vir julle. So baie keer bid mense en sê, ek soek 'n werk, maar as jy bereid om uit te gaan en werk te gaan soek nie. Die werk gaan jou nie vind nie, jy moet die werk gaan vind. En net soos al God vir jou die geleentheid gee om werk te kan kry, of jou oplossing te bied vir die bekommernis wat jy het, maar jy kan nie agteroor sit en relax en sê, Here, ek wag op U nie. Ja, jy moet wag op die Here, maar jy moet proaktief optree. God sê in Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy sal my eer, halleluja. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer, roep my net aan. Hoe wonderlik is dit nie? En weet jy wat? Ons mis soveel keer God se beloftes wat hy oor ons lewens maak, omdat ons hom nie aanroep nie. Wanneer jy opstaan in die oggend, die eerste wat jy moet doen is, Here, ek roep U aan vandag, ek het 'n probleem in hierdie dag, en ek vra U om my te lei deur hierdie probleem. Dit help nie, jy lê die aand wakker oor daai probleem nie, want jy kan niks daaraan doen nie. Hoeveel keer in my lewe, as ek iets moet doen, en ek weet, dit is 'n groot ding wat ek moet doen, dan lê ek myself bekommer, en ek begin aan klaar die hele ding beplan. Maar hoe ons is so wonderlike God, die dag as ek opdag dan val alles so in plek. Jy sien, want God het die pad voor my uitgeloop, halleluja. Ek het my hoop op hom gesit, en nie op myself nie. Wanneer ons moeilikhede aandurf, wil die Here net hê, ons moet op hom en hom alleen vertrou. Hy sê ons moet na hom uitreik en hom aanroep. En dan beloof hy om in te gryp en ons te verlos. Hy gee ons rede, by die broer en suster, wanneer ons die woord van die Here lees en sy beloftes sien, om ons hoop op hom te stel en om bly te wees oor dit wat hy vir ons doen. Bekommernis kan nie op dieselfde oomblik as geloof in 'n gelowige se lewe teenwoordig wees.
Jy glo of die Here gaan dit doen, of jy is bekommerd dat dit nie gaan werk nie. Die twee saam werk nie, want as die een by die voordeur kom, gaan geloof by die agterdeur in. As geloof by die voordeur in gaan, hardloop moedeloosheid, hardloop bekommernis by die agterdeur uit. Weet jy dat is 'n mediese feit, dat onnodige bekommernis en vrees die oorsaak van maagseer, hartsiektes, as ook ander fisiese kwale is. Baie mense het 'n maagseer van bekommernis. Baie mense sit met kwale in hulle liggaam omdat hulle bekommerd oor dinge. Bekommer my oor môre. Mense is maar net bekommerd oor alles. Een van die grootste redes vir siektes in die lewe is mense se bekommernis en vrese oor wat gaan gebeur. Jy kan niks aan doen nie, sê die woord van die Here. Vertrou op die Here. Hoewel is vrees en bekommers nie net sleg vir ons fisiese liggaam nie, maar dit is nadelig vir ons geestelike lewe. Want as jy jou bekommer, dan glo jy nie. Bekommernis bring jou nie nader aan die Here nie. Geloof bring jou nader aan die Here. Vertroue bring jou nader aan die Here. Bekommernis laat jou net wegdwaal van die Here af. Enige sondig benadeel die gelowiges met vader-kind verhouding. As ek bekommerd is heeltyd oor alles in my lewe, en daar is mense wat so is. Ek sien hulle, ken hulle, praat met my. Dan kan ek sien, hierdie ou ver van die Here af. Hy is nie naby die Here. Bekommernis en vrees is nadelig vir elke mens. En dit lei tot baie mense se vroeë dood. Hoekom sal God aan jou 'n wonderlike liggaam gee? Hy sal jou uniek maak, wat so 'n groot gawe is, en dan gaan hy nie sorg vir al die kleiner gawes, soos klere en kos, om jou liggaam te voorsien. Ons het al in ons lewe gesien, hoe ons net kan praat, oor 'n tekort in ons lewe, en die Here maak 'n plan vir ons die volgende dag. Daar is my kind, sy kan getuig daarvan. As eendag gedink, ons het nie ou geltjie vir Markus toe dit so bitterkoud is, en die volgende oggend toe kry ons 'n nuwe geltjie vir die Here, en of ander. Sien, so goed is die Here. Maar jy moet by hom praat, jy moet met hom praat, jy moet hom aanroep. Dit help nie, jy gaan skim by iemand nie, skim by die Here, dan sal hy vir jou die deure oopmaak. En hy sal die mense gebruik om dit vir jou te bring. Moenie net op moedeloos vlak te sit en bekommerd wees oor die ding nie. Die Here sê, hy is besorg oor die voëls van die reëls in die veld, wat baie minder waar is. Hoe sal hy nie meer vir ons wees wat na sy beeld geskaap is nie? Hy wat Jesus Christus aan die kruis laat sterf het, vir my en vir jou, dan gaan hy mos vir ons lief wees. Dan gaan hy mos vir ons voorsien. Dan gaan hy mos gee die begeertes van ons hart. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgee, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Kom ons begin vertrou in die Here, en ons bekommer ons nie so oor die dinge nie. Want bekommernis het nog nooit iets bereik nie. Bekommernis het nog nooit iemand gehelp nie. Bekommernis het nog nooit 'n probleem opgelos, my liewe suster. Bekommernis is onproduktief en bereik regtig niks goeds nie. Baie mense verkort hulle lewe deur heeltyd bekommerd te wees. En hulle bekommer hulle letterlik dood. Die tyd wat God en sy genade vir ons op die aarde gegee het, is ons in sy hande. Besef jy hoe wonderlik groot dit is? Ek is in God se hande. Jy is in God se hande. Ons is in God se hande. En hy sal vir ons beskerm. Hy sal vir ons gee dit wat ons nodig het. Ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Ja, ons kan dit voor hom. Die sê, Here, my hart is moeilik. Ek gaan hier in moeilike tyd. En dan los ek dit by die Here. Hoeveel keer het al pastore gevra, mense, as jy 'n probleem het, kom los dit nie by die kansel. Die Here sal dit vir jou vat. En dan kom hy ou of daai vrou vorentoe, dan los hy dit hier. Maar as hy weggeloop en sien, die handjie gaan hy gryp sy maar nou bekommerd, dan loop sy weer met hom. Dis wat mense doen.
Vertrou volkome op die Here. Bekommernis gaan jou nie 'n langer lewe gee nie. Inteendeel, dit sal die omgekeerde sal waar wees. Of dit gaan jou 'n geesvervulde lewe gee, omdat ek, pastoor, ek is so bekommerd nie. As jy bekommerd is, dan is jy besig met sonde in jou lewe. Matteus 6:30 sê dit, as God dan vir die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so klein, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Sien, Jesus het gesien, die mense is klein gelowig. En hy het genoem vir hulle, moenie jou kwel nie, moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie. Wanneer ons geloof in God stel, dan kyk ons nie oor ons omstandighede nie. Want ons omstandighede kan oomblik tot oomblik wissel. Dit kan nou goed gaan met jou, die volgende is die down in the dumps. En die Here kan net so vinnig jou uit die dumps uitruk. Ons kan nie beheer oor dit wat met ons gebeur in die lewe uitoefen nie. Ons kan wel ons omstandighede waar ons op hierdie oomblik is, ons heilige omstandighede vat, en ons kan 'n tree of twee vorentoe gee deur geloof. Weet jy wat? Daar's iets anders daar. Daar's iets wonderlik in iemand wat op die Here vertrou. Jy sien dit in hulle oë. Jy hoor dit in hulle woorde. As jy by hulle kom, dan het hulle sprankel in oë en sê, pastoor, al gaan ek hierdie moeilike ding, weet ek, my God gaan voorsien. Halleluja. My God gaan my die deur trek. En as jy sommer ook opgewonde, en dit bring daai joy en unspeakable en full of the glory terug in jou. Want die Here doen iets vir jou. As jy tussen mense kom, wat op die Here vertrou. Selfs die mense voorkoms verander. Hulle het minder plooi op hulle voorkom. Hulle het 'n smaak op hulle gesigte. En daar's iets van hulle wat die wêreld nie het nie. Moenie na jou omstandighede kyk, maar kyk op na God en heilig jou op. Halleluja. Weet jy wat? As kind van God is daar met ons verlede gehanteer. Ons het 'n wonderlike toekoms voor ons. Die Here sê dit op soveel plekke in sy woord. Ek bedink oor jou goeie dinge, sodat jy 'n wonderlike toekoms kan hê. Jeremia 29:11. Jy is op jou weg na die hemel. Ja, maar wat van jou heilige lewe? Hier is dit moontlik om steeds in oorwinning te leef, al twyfel ons soms. 2 Korintiërs 2:14 sê, maar God sy dank dat ons altyd laat triomfeer in Christus. Jy sal daar deurkom. Jy gaan triomfeer. Jy gaan oorwinning hê. As jy nie op 'n kloppie sit en jou bekommer nie. As jy nie gaan sit in 'n pity party nou nie. Huil en die wêreld lag vir jou. Maar lag en die wêreld lag saam met jou. Hoe sê jy daai? Huil en jy alleen. Die wyse waarop ek en jy die daaglikse stryd waarin ons is hanteer, hang af van die aspekte wat ons sien en glo. Sien met ons oë, glo met ons hart, dan sal ons sien waaroor dit gaan. Indien ons alles slegs van 'n menslike oogpunt moet aanskou, sal ons mismoedig word en sal ons op behoopie gaan sit. Dan gaan ons nie oorwinning smaak nie. Die oorwinning kom slegs van God af. Jy is te klein om dit self te doen. Jy kan nie deur al die goede gaan en dink jy gaan aan die ander kant uitkom nie. Jy het steeds nodig dat die Here jou deur alles dra. Jy het steeds nodig dat hy optel in die oggend. Ek het so 'n paar puntjies neergeskryf en ek het gesê, wat kan ons doen? Daar's 'n paar stappe wat ons kan neem om bekommernis te oorkom. Die eerste plek is, glo dat God soewerein is. Glo dat hy is wie hy is, halleluja. Glo dat hy die groot ek is. Want hy beheer alles in hierdie lewe, alles in die wêreld en alles in die heelal. Hy het die mag, al die mag in die hemel en al die mag in die wêreld.
Daniël 4 vers 35. En na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar's niemand wat sy hand kan afstaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Halleluja. Tweede plek is, glo dat God se weë volmaak is. Dit is sodat daar taal en misterie in die lewe is. En ons kan sommigheid dit nie van verklaar nie. Ek weet ons het al gesê, ek glo nie, maar kyk wat het nou gebeur. Jy moet nie sê ek glo nie. Jy moet sê dit is wonderlik, kyk wat het hier gebeur. Die Here het deurgekom. In plekke en op maniere wat ek nooit eens gedink het nie. Soms het ons talle vrae, maar kom ons vertrou net op die Here. Daar's 'n wonderlike Psalm 46 vers 10, wat sê, be still and know that I am God. Raak net voor die Here stil, en weet dat hy God is, halleluja. Die derde een is, net as 20, glo dat God goed is. Dis wanneer stryd en versoekings oor ons kom, dat die Satan alle verkeerde gedagtes in ons gemoed plaas. Hy wil graag jou laat glo dat God nie lief is vir jou nie. Hy wil graag jou laat glo dat God nie goed genoeg is nie. En God jou wil straf. Indien jy al ooit hierdie gedagtes het aanvaar, dan verval jy in selfbejammering en depressie. Dis hoekom mense gaan sit op hope. Want God, hulle glo nie God is daar vir hulle nie. Daarom moet ons altyd God geloof in alle omstandighede. Psalm 106 vers 1 sê, halleluja, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Daar's 'n koortjie wat ons sing. Loof die Here, want sy goedertierenheid tot in alle ewigheid. Halleluja. En ek is deel van dit wat die Here vir my gee elke dag. Vier eens gee jou wil oor aan die Here. Wat beteken dit? Beteken dat jy by die punt sal kom om te wil wat God wil. Nie wat jy wil. Want jy is te kortsigtig om te kan sien wat die Here wil. Dit veroorsaak dat God deur jou sy volmaakte plan laat werk. Hy sê dit in sy woord, hy beloof ek sal dit doen. So kom ons wil wat God wil. Vyfde plek en die laaste een wat ek wil noem, glo dat alles ten goeie meewerk vir die wat God lief het. Niks wat in die lewe van 'n kind van God kom is per ongeluk nie. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Jy sien my liewe suster, die geheim van die lewe van die kind van God is om in alle omstandighede die Here se God se hand daarin te sien. Pastoor, jy weet, die Here het vir my deurgekom. Was dit nie vir hom nie waar sou gewees het? Pastoor, die Here het dit bewerkstellig vir my, en dan loof en prys hom en sê vir hom hoe goed hy vir jou is, halleluja. Die Here het voorsien, die Here het deurgekom, die Here het gegee, die Here het gesond gemaak. Is dit nie wat ons meer moet sê nie? In plaas dat ons staan en kla oor alles wat verkeerd is om ons. As kind van God het jy 'n Vader in die hemel. En jy kan volkome vertrou op hom, halleluja. God sien jou raak. En hy sien jou omstandighede. En hy weet wat het gaan aan jou lewe. Hy weet wat gaan in jou hart. Daarom sal hy voorsien, halleluja. As jy dit doen, dan sal jy jou bekommer oor die dag van môre verdwyn, soos blus voor die son. God is immers die skepper van alles, en dit sluit ons ook in. Prys die wonderlike naam van die Here. Moenie moedeloos wees nie, moenie bekommer nie, moenie jou kwel nie, God is in beheer. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend in u huis kan wees. Dankie dat u woord vir ons leer om nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie, want u is al reeds daar, halleluja. U is alomteenwoordig. U is wonderlik, Here, u was al klaar in die dag van môre. En omdat u almagtig is en ons hemelse Vader is, wat vir ons verskriklik lief is, sê u vir ons moet nie besorg wees nie. U sal voorsien. Ja, Here,
ons kan nie net stil sit nie, ons moet U aangryp. Ons moet by U kom en U aanroep. Dankie Here vir U kosbare woord vanoggend. En laat ons nie ooit mismoedig raak oor hierdie lewe nie. Maar dat ons glo, vir alle kinders van die Here, U daar is vir ons. Dankie vir vanoggend. Seën U woord, Here, in elkeen se hart. Wees die naprediker van die woord. En almal wat vanoggend ingekom het in die huis van die Here, met 'n bekommernis, jy sal uitgaan en sal sê, my God is in beheer, halleluja. Prys die wonderlike naam van die Here. En ons gee al die lof en al die